Romeine 9 tot 11 was die laaste tyd weer baie in die nuus rondom Israel en Gaza, want dit is hierdie stuk waar Paulus praat oor die Jode en die verkiesing van die Jode en waaroor dit gaan. En nou baie mense, hulle koppel die profesie van die Jode aan die moderne staat Israel. Nou die moderne staat Israel, ek weet nie wie ken die geskiedenis baie goed nie, maar dis 'n uitdinksel van, ek wil sê die Engelse en Amerikaners, wat die Verenigde, die VVO destyds gesanksioneer. En daar het hulle hierdie, wat ons ken as Israel, het hulle gemaak, en dis waar al hierdie dramas van vandag ook vandaan kom. Die moderne staat Israel is 'n politieke opset. Terwyl as Paulus nie praat van die geestelike Jode, en baie van hulle weet ons het Christene geword, baie van hulle vandag nog dien nie die Here nie. So, dis hierdie verskriklike moeilike stuk, maar as 'n mens mooi kyk, dan maak dit nogal op 'n manier sin en verstaan ons dit. Ek neem elkeen van ons het 'n preekie van God. Die eerste keer toe ek nou half reg daaroor gedink het, dat ek nou gedink as ek nou nie ander bid. Ek is nou maar nog, soos wat ek groot geword het, ek kniel voor die bed voordat ek Bybel lees en dan vou ek my hande saam, dan bid ek en dan praat ek met die Here. En ek het nou baie gewonder, maar dan het ek regtig 'n prentjie van die Here in my gedagtes. Ek weet nie hoe kan 'n mens bid sonder 'n prentjie nie. Hoe lyk my prentjie van Jesus? My prentjie van Jesus kom uit die kinderbybel uit. Ek dink Jesus het, nee, ek dink nie, ek weet hoe Jesus gelyk het, maar my prentjie van Jesus is so sagte wit vel, as hy aan my raak is dit met sulke sagte hande wat hy aan my raak, hy het sulke langerige reguit hare, jy moes met daai prentjie, en dan, jy het sulke mooi prentjies van Jesus in moderne opsette. Ek dink hulle weet hoe is die prentjie wat ek van Jesus het. Hoe het Jesus gelyk? Ek het hom nou nie eers die prentjie hier gesit nie. Hy het so, as hulle nou konstruksies doen, sy hande was vol eelt, dit was kliphard, want hy was 'n handyman, hy was 'n skrynwerker. Sy vel was stikkend gebrand van die son, want hy het nie regtig plek gehad waar hy gebly het nie. Dis vir my die ergste. Hy het soos al die mense nooit tande getors. So, ek skryf die realistiese prentjie uit my kop uit. Hy het nie gebad nie, so ieder jaar dan seker geswem. Sy klere was vuil, wat hulle net een stel klere gehad. Sy hare was lank en tooiendrag, het sulke, as hulle nou donker vel, al haar goed is. Ek weet my prentjie van Jesus is nie die realistiese prentjie van Jesus nie. Nou wil ek by julle voor. Mag ek my prentjie van Jesus hê as ek bid in die aand, of moet ek hom verander? Moet ek hom verander? Hoekom? Is jy nie hoekom nie te verander? Ek hoef nie te verander nie, want ek is gemaklik daarmee, ek het groot geword daarmee. Ek weet in my kop, Jesus het anders gelyk, maar dit is my idee van Jesus. Nou, ek praat nou van 'n fisiese prentjie. Die probleem kom in, wanneer ons half op ander maniere 'n prentjie van Jesus het. Is Jesus lief? Toe ek 'n kind was, het hulle altyd vir ons gevra, was Jesus wit of was hy swart? Want as hy wit was, dan is daar politieke probleme. Ek was so bly dat hy nie was hy dood. So was hy wit of swart nie. Is Jesus lief vir Afrikaners? Is Jesus lief vir Engelse? Ek gaan nou nie vra vir lief vir Australiërs nie, want dan moet ek dit antwoord. Is Jesus lief vir moslems? Is Jesus lief vir kannibale? Julle sien, as ons by daai prentjie kom raak, het alles moeilik. 'n geestelike prentjie. Wat is geloof? Geloof is om God te aanvaar soos wat hy is, dis wat ek die laaste tyd geleer het. Maar dis dus logies, ons aanvaar God soos wat hy is. Regtig. As ek nou moet uitvind, Jesus hou van gays net so baie soos van strydmense. Gaan ek 'n probleem daarmee hê? As ek moet uitvind, Jesus is net so lief vir die moslim bomplanters as hy is vir die nonne in Italië.
dit voel nie vir my reg. Jona het 'n probleem gehad. Die Assiriërs het hulle wreed vermoor en hulle oor die hele wêreld verstrooi. Nou sê die Here, gaan sê vir Assirië, ek is lief vir hulle, as jy my lief het. Ek weet nie is lief vir hulle, maar ek gaan dit vir hulle sê. Die Here het vir Jona gedwing, want Jona se prentjie van God het nie gepas by sy prentjie nie. Dis die probleem waarmee Paulus hier sit. Ons het 'n gemeente in Rome. Dit het bestaan uit Jode wat Jesus as Messias aanvaar het, en hulle was so bly dat hulle die redding van die Messias gebring vir almal hulle, vir hulle Griekse en Romeinse bure gesê, Jesus het ons almal lief, kom ons wees bly en vrolik, Jesus het ons almal lief. Toe hulle almal saam die Here gedien, maar hulle het Sabbat gehou, hulle het nie varkvleis geëet by hulle gemeente by mekaar koms nie, en die Jode was besny en nog 'n klompie ander reëls en wette. Toe kom keiser Claudius en hy sê die Jode het 'n groot invloed op die ekonomie en hy verbân die Jode. Toe kom keiser Nero en hy sê dit was 'n fout, hy laat die Jode terugkom. In daai paar jaar wat die Jode nie daar was nie, het die Griekse en Romeinse Christene hulle eie manier van God dien gehad. Nie meer Sabbat gehou nie, varkvleis geëet, nie meer besny nie, klomp ander goeders. En nou was dit 'n probleem. Dit was 'n probleem vir die Joodse Christene, want hulle het gesê, dis nie hoe God dit wil hê. Hulle het 'n prentjie van God gehad. En nou het hierdie Griekse Christene gekom en gesê, weet julle, baie dankie, maar julle mense is vyande van God, julle het vir God doodgemaak, so ons is die betere, so hulle prentjie van God gehad. En ek wil nou sê, nog nooit het dit opgehou nie. Die krisisse in die kerk kom in waar ons prentjies van God het, en dis reg om dit te hê, maar ons kan nie ander mense se prentjies van God nie. As hulle so, hierdie raserige kerk. Dis vir my moeilik om te aanvaar dat God hulle ook lief het. Maar hy het dat liewer is vir my. Nee, hy het hulle net so lief soos vir my. Mense wat die kinderdoop nie verstaan en hulle in groot barrens laat word, ek wil sê, Here, maar verstaan hulle nie genade nie. Weet jy, dis fyn. Ek het 'n prentjie van Jesus, ander het 'n ander prentjie van Jesus, en dis wat Paulus hier sê. Dit gaan oor God wat 'n verskeidenheid van mense toelaat om hom te dien, soos wat hulle gemaklik is. Dit gaan oor Israel. Ek gaan nou lees Romeine 11 van vers 12 tot 23 af. Dit gaan oor Israel wat God verwerp het, die hele Israel, nie 'n groot deel van hulle. En nou sit jy met hierdie storie, is die Israeliete, die Jode nou minderwaardig? Sommige van die Griekse Christene het gesê, ja, nou skryf Paulus hier in vers 11. Ek vra verder, het hulle toch seker nie gestruikel net sodat hulle tot 'n val kan kom? Hoegenaamd nie. Inteendeel, deur hulle val het die verlossing na die nie-Jode gekom om hulle jaloers te maak. As hulle val 'n verryking van die wêreld meegebring het, en hulle tekort 'n verryking van die nie-Jode, hoeveel te meer die volle getal. Vir julle uit die nie-Jode sê ek, en soverre ek dan apostel vir die nie-Jode is, strek dit my bediening tot eer in die hoop dat ek dat my eie mense jaloers kan maak en 'n aantal van hulle tot verlossing kan bring. As hulle verwerping vir die wêreld versoening meegebring het, wat sal hulle aanneem nie beteken het nie? Niks anders nie as lewe uit die dood. As die eerste stukkie suurdeeg heilig is, dan is die hele baksel heilig. En as die wortel heilig is, dan ook die takke. En as 'n aantal van die takke van die mak olyfolie uitgebreek is, en jy wil die olyf tussen die takke ingeënt is, en so aan die voedingskrag van die mak olyfolie se wortel deurkry, moet jy nie teenoor die ander takke spog nie. As jy wel spog, jy ondersteun nie die wortel nie, maar die wortel vir jou. Jy sal dan sê, daar is takke uitgebreek sodat ek op die boom ingeënt kan word. Goed en wel, dit is deur hulle ongeloof dat hulle uitgebreek is. Maar jy is daar deur jou geloof. Moenie hooghartig wees nie, maar wees vol ontzag. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy jou dalk ook nie spaar nie. Sien daarom God se goedheid sowel as sy strengheid raak.
Sy strengheid oor hulle wat afvallig geword het, maar sy goedheid oor jou. Mits jy in sy goedheid bly, want ook jy kan uitgekap. En wat hulle betref, as hulle nie in hulle ongeloof volhard nie, sal hulle weer ingeënt word. God is magtig om hulle weer terug te kan gee. Want as jy uitgekap is, uit wat van nature 'n wilderblyf was, en teen jou natuur op die mantelblyf oorgeënt kon word, hoeveel te meer sal die natuurlike takke nie op hulle eie oorlyf teruggeënt kan word nie. Om te voorkom dat julle eie wys sal wees, broer, wil ek nie en julle moet ontkundig wees oor hierdie misterie. Daar het gedeeltelike verharding oor Israel gekom, totdat die volle getal van die heidene ingekom het. Op hierdie manier sal die hele Israel verlos staan. Op hierdie manier sal die hele Israel verlos word, soos daar geskryf staan. Die redding sal uit Sion kom, en hy sal die goddeloosheid uit Jakob verwyder. En dit sal my verbond met hulle wees, wanneer ek hulle sondes wegneem. Wat die evangelie betref, is hulle wel vyande om julle ontwil, maar wat die uitverkiesing betref, is hulle geliefdes om die voorvaders ontwil. Die gawes en die roeping van God is immers onherroepelik. Maar net soos julle voorheen aan God ongehoorsaam was, maar nou ontferming ontvang het weens hulle ongehoorsaam, so is ook hulle nou ongehoorsaam weens die ontferming wat julle ontvang het, sodat ook hulle nou self ontferming kan ontvang. God het almal onder die ongehoorsaamheid uitgesluit, sodat hy aan almal ontferming kan betoon. Hierdie laaste vers is eintlik die samevatting. God het almal onder die ongehoorsaamheid uitgesluit, sodat hy aan almal ontferming kan betoon. Ons prentjie van Jesus, een van die prentjies wat baie mense oor die Here het, is, hulle sê God laat alles met 'n doel gebeur. Is dit wat die Bybel sê? As ek die Bybel lees, dan lees ek nie heeltemal so nie. Ek lees 'n snaakse ding. Ek lees daar, enige iets wat gebeur, kan God omkeer, dat dit teen goeie meewerk. Sê die twee nie dieselfde nie? Nee. Die een sê, God laat die goeie en die slegte dinge oor jou kom, maar God het 'n doel daar. Hoe ek die Bybel lees is, baie keer 'n slegte goed wat oor my pad kom, nie God se wil nie, maar dis mense se wil. Inbrekers, rowers wat skiet 'n motorongeluk. Wat jy nie kan sê, God wil dit so hê nie. Ons glo God laat dinge toe, God kon dit gekeer het. Maar slegte dinge gebeur met ons partykeer as gevolg van die bose, van die duiwel, partykeer as gevolg van mense, partykeer as gevolg van my eie domheid. Maar maak nie saak wat gebeur, God kan die goeie daad laat voortkom. Paulus sê dit, om vir ons te wys dat die feit dat 'n klomp Jode die Christene verwerp het. Nou moet ons onthou, Jode, hulle aanbid saam, die helfte is Christene, hulle sê Jesus is die Messias, die ander helfte sê, nee, Jesus is nie die Messias nie. Nou die wat Jesus nie die Messias doen nie, hulle het later bekend gestaan as die Jode. Die wat Jesus as Messias herken het gesê, hulle bekend gestaan as die Christene. Wat gebeur nou? Die wat nie Jesus as Messias gesien het nie, die ander verwerp. Toe is hulle op hulle eie gaan, maar in die proses het hulle dan nou vir hulle bure, vir die Grieke en die Romeine vertel van die Here. En so het die kerk gegroei. Paulus self, kyk, ons weet Petrus en die mense het onder die Jode gewerk. Paulus self was die evangelis, die apostel vir die heidene. So hy sê, kyk net wat so goed het die uitgekom. As al die Jode nou vir Jesus aanvaar, as daar nie spanning was nie, het mense soos Paulus dalk nie eers besef ons moet vir die evangelie vir die ander bring. So deur die verharding van sommige van die Jode het die evangelie na hulle toe gegaan. Kyk net hoe God dit omgedraai ten goeie. Nou is die vraag, moes dit so gebeur? Nee, dit moes nie so gebeur nie. Dit het so gebeur. Maar God het daaruit die goeie laat kom. Nou sê Paulus dit, en dit maak my nog sin. As 'n deel van die Jode wat Jesus aanvaar het, soveel seën vir die Grieke gebring het. Dink net as die volle getal Jode Jesus aanvaar het, hoeveel beter dit sou gewees het. So 'n tipe van wensdenkerry, maar ek dink ons verstaan dit. Paulus kom dan met 'n baie goeie beeld, want julle sal verstaan, ja, as
ek weet nou nie hoe om te sê, nie, maar as 'n nie-Jood, as heiden soos ek, want heiden beteken ek is nie 'n Jood nie. As iemand soos ek in 'n Jood moet baklei, ek dink nie ons gaan end kry. Want ek dink nie van hom veel in die leiding van my moeder as in huis. En dit was die probleem hier. Ons is saam in die kerk, die een ding is beter as die ander, en dis hoekom hulle vassit oor 'n klomp nonsens. Dis hoekom Paulus hier kom en 'n baie belangrike ding sê. Hy gebruik eers die beeld van deeg. Ek wil nou sê, as ek 'n klein bietjie suurdeeg in deeg sit, dan trek die hele deeg, die suurdeeg trek die hele deeg. Destyds het hulle die eerste van die oes het hulle brood gebak om aan die Here te wy. Dit is 'n mooi beeld, maar die tweede beeld wat hy gebruik is rarig waar besonder. Dit gaan oor die wortel. As die wortel aan die Here gewys is, die hele boom aan die Here gewys. Hy gebruik die beeld van 'n olyfboom. Nou, dan leer jy al bome geënt, né? Het jy nog? Okay. My pa het verskriklik baie druiwestokke, en die onderstokke, en hy eet die matdruiwe daaroor, en al die perskebome aan die goed. Wat gebeur as jy 'n boom eet? Jy het 'n stok met 'n wortel, en dan sny jy die tak af en jy sit 'n ander takkie daarin, en die twee word een. Nou ek weet, ek het my oom 'n probleem gesteel, ek het my vergaap aan sy boom. Hy het 'n boom gehad wat perskepruime en appelkosse gedra. Want hy het 'n perskeboom wat aan hierdie kant het hy appelkosboom, hierdie kant het hy 'n pruimboom, en dan hierdie een boom wat die drie vrugte gedra. Hoop ek onthou onderweg, maar ek weet dit was hierdie wonderlike boom. Hierdie beeld gebruik Paulus, hy sê, ou Israel was hierdie olyfboom, 'n makolyfboom. Wil olyf is mos maar amper olie. Nou sê hy ons, wat nou nie Jode is, etniese Jode. Ons is soos die olijfboom, die wilde olyfboom. Wat het God gedoen? Jy het Israel, dit is die makboom, maar die wat nie glo in Jesus. Wat het hy gedoen? Hy het daai takke uitgesny. Want hulle is ons nou nie meer deel van die geestelike Israel. Nou daar waar die tak uitgesny, wat het hy gedoen? Hy het die wilde olyfboom, met ander woorde, Grieke, Romeine, Germane, Afrikaners, wat glo het hy gevat en ingeënt op hierdie boom. So nou het jy 'n nuwe boom, die wortel. Wie is die wortel? Jesus. En hierdie boom is dan nou 'n mengsel van verskillende nasionaliteite wat almal vir Jesus dien. Ek dink as ons nou vra al die van watter afkoms is, jy sal ons oor die hele wêreld van kry, jy weet, watter DNA's en nou. En dis hoe die kerk lyk, hierdie klomp verskillende mense. Nou is die probleem. Ons wil nou hê, al die takke moet lyk soos wat ek lyk. Want ek is mos nou Christus, so almal moet soos ek wees. Maar wat het God gedoen? Hy het verskillende takke gevat en ingeënt op hierdie boom. Die Grieke en Romeine, hulle sê die Joodse Christene is 'n klomp swakkelinge wat hulle hierdie wette nodig. En die Jode sê julle is 'n klomp liberaliste, julle steur julle en weet julle nie meer die Here reg. En nou het jy in een boom het jy hierdie span. En wat sê Paulus? Wat sê die Here daarvan? Dit werk nie so nie. Romeine van hoofstuk 12 af is my seker van die lekkerste goed om te lees, want daar kom Paulus in diepte en hy sê, hierdie nonsens van wat julle beklei oor wat dag is die regte dag, wat moet julle weet al daai goeters. Julle verstaan hoe dit werk. Dit gaan oor mense wat verskil en mense wat respek vir mekaar moet hê. Dis die groot ding. Nou sê die Here, jy is nou 'n wilde olyfboom wat ingeënt is, nou begin jy arrogant raak. Weet jy wat? Jy kan net so maklik weer afgeslaan. En ek dink dis die ding wat ons moet besef. Ek het groot geword in 'n Christelike huis, ek het groot geword as kind van die Here. Nou dink ek is beter as ander, nou gaan dit oor my en nie meer oor die Here nie. Wat is toeskar en die Here gaan vir my afsny en weggooi. Ons moet onthou dat daar 'n verskeidenheid van mense is en ons almal saam vorm die kerk. Ek het daai klavier oopgemaak. Wie van julle ken klavier? Hy het wit note en swart note. Ok. Ek gaan vir julle
speel wat wit en swart moet hê. En dan gaan julle gaan hom herken. Ek gaan nou nie sulke speel, ek gaan soms ook met een van dit speel. Ken julle hom? Ons doen net gesing. Ok, maar nou is ek 'n rasis, ek wil nie swart note speel, ek gaan nie wit note speel. Hoe gaan dit dan klink? Werk hy? Werk hy? Alex, luister mooi. Hy werk amper, maar werk nie heel nie. En ek kan hoor wat ek probeer sê. As jy die wit en die swart note gebruik, dan werk dit. As jy net een wil gebruik, werk dit nie. En dis 'n les wat vir my baie moeilik is om te leer. As daar Christen is wat anders dink as ek. Ek moet hulle nie probeer oortuig om soos ek te dink nie. Ja, as hulle nou sommige goed sê, ons praat daaroor, maar weet julle, ek het nog die meeste gegroei waar praat met mense wat anders dink as ek, want hulle verryk my. En hulle verander my nie, hulle maak my net bewus van hoe groot God se genade is. En dis die hele punt. Die hele punt is, dit gaan nie oor my nie, dit gaan oor ons. Dit gaan nie oor wit of swart note. Dit gaan oor al die notes nodig om musiek te maak. Hierdie laaste vers wat Paulus skryf, is so besonder. Paulus skryf hier, God het almal onder die ongehoorsaamheid ingesluit, sodat hy aan almal ontferming kan doen. Dit gaan hier, Paulus praat hier van die misterie. Om te voorkom dat julle eie wys sal wees, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees oor hierdie misterie. Wat is 'n misterie? Dit is 'n geheimenis. Hierdie geheimenis, en dis die einde van Romeine 11, ons kan volgende week daaroor kom, is dat as ek God se planne nie verstaan nie, moet dit my pla? Nee, want ek is nie God nie. Ek gaan nie sy planne verstaan. Daar is soveel goed van God wat ek nie verstaan nie. Maar die misterie is dat God nie daar is vir goeie mense nie, maar vir sondaars. Die manier waarop Paulus dit stel is, God het almal onder die ongehoorsaamheid ingesluit. Onthou julle hier in die begin van Romeine, sê hy, die Grieke en die Romeine, die heidene, is ek om sondaars. Ja, sê die Romeine. Sê die Jode, hulle is om sondaars. Ek wil sê, maar Jode is net so afkomstig, net so sondaars. Ja, sê die Grieke, ok. Waaroor gaan dit? In plaas van om hande te klap oor die ander se sonde, moet ons almal besef. Nie een van ons verdien God se genade nie, want genade wat ons verdien is nie meer genade. Ons almal is onder die ongehoorsaamheid ingesluit, sodat hy aan almal ontferming kan doen. En dis die misterie. Niemand van ons, geen mens op planeet Aarde, is goed genoeg dat ek kan sê, ek is nou aanspraakbaar vir die Here. Dis net deur Jesus se offer aan die kruis, Jesus se menswording, Jesus se opstaan, deur die Heilige Gees wat in ons kom, wat ek enigsins nie net aanvaarbaar vir God is nie, maar wat God my optel van my, hy vat my uit die modder en hy plaas my op 'n troon en hy sê vir my, jy sal heers saam met my. Ek het die wonderlikste posisie in die hele wêreld, ek is 'n kind van die Almagtige God. Nie uit wat ek is of wat ek gedoen het, maar uit hierdie onverklaarbare, onverstaanbare misterie, die feit dat God mense liefhet. Ek hou meer van plante as van diere, maar ek hou nogal van diere. Dit is maar so 'n verskriklike krisis. Ek het nou daar, hulle probeer sê dis 'n veldmuis om maar 'n mongoose, weet nie wat ek meer op mongoose is by. En hulle maak skade. Dit is maar so maklik om hulle so maar uit te vang en uit te boer, maar hulle is so mooi te ons.
Nou voel ek vir my so half tot my eie skade los op die goed daar, want dit is vir my mooi. Dan verstaan ek iets van hoe God met my voel. Dit is so vir God baie makliker gewees om vir my net te los en te sê, sorry, ek sien nie kans vir jou. Maar tot God se eie skade, maar ook vreugde, dat hy van my en vir jou gevat en hy sê vir my, ek gaan jou nie los. As jy wil loop, is jy welkom, maar ek gaan jou nie los. Ek het 'n prentjie van God, ander mense het prentjies van God. Die Here sê, weet jy, laat mense hulle prentjies hê wat hulle wil hê, sodat hulle net op